Nou, goeiemiddag vriende, dis weer vir my 'n voorreg om u te kan groet, ook in die wonderlike naam van Jesus Christus. En ek is diep dankbaar vir die voorreg wat ek het om ook vanoggend met u die woord van die Here te kan deel. Nou vriende, kom ons beginne en ons bid 'n woordjie saam en ons vertrou die Here ook vir hierdie geleentheid. Onse Vader wat in die hemel is, ons wil u loof, ons wil u prys, ons wil u aanbid, omdat u so 'n wonderlike God is. Dankie vir die voorreg wat ons het as vriende van hierdie kanaal om met mekaar te kan deel, dat ons die voorreg het om die woord van die Here in ons midde te kan het, om dit met mekaar te kan deel, en ons wil bid, dat u met elke toehoorder, elke luisteraar, Here, dat u ook met hulle sal wees, maar in besonder seën u woord, ook vandag, as ook die oordenking van die woord, en ek wil bid, dat u verheerlik word in alles wat ek self sal doen, dat die woorde van my mond en die oordenking van my hart, u in alles sal verheerlik. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Nou vriende, na die opstanding en die Paasnaweek wil ek graag weer eens net vir die terugneem daar na Lukas 24 en ek gaan met die deel reeds rakende hierdie twee volgelinge van Jesus, die disciples, die Emmausgangers, daar in Lukas 24. Kom ons lees 'n paar verse daar saam, so ek gaan, soos wat ek die woord bedien, gaan ek sommer maar net na hierdie versies verwys. Nou, vers 13 sê, en twee van hulle was dieselfde dag op pad, na 'n dorp wat 8 myl van Jerusalem af was, met die naam van Emmaus. En hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat voorgeval het. En terwyl hulle praat en met mekaar ondervraag, kom Jesus self nader en loop met hulle saam. Maar hulle oë is verhou, sodat hulle hom nie kon herken nie. En hy sê vir hulle, watter woorde is dit wat julle met mekaar loop en wissel? En waarom is julle so bedroef? En die een wie se naam Kleopas was, antwoord en sê vir Jesus, is u alleen 'n vreemdeling in Jerusalem, en weet u nie van die dinge wat in hierdie dae daarin gebeur het nie? En hy sê vir hulle, watter dinge? En hulle antwoord hom, die dinge aangaande Jesus, die Nasareëner, wat 'n profeet was, kragtig in die werk en woord voor God en die hele volk. En hoe ons owerpriesters en owerstes hom oorgelewer het tot die doodstraf en hom gekruisig het. En vers 21 sê, en ons het gehoop dat dit hy was wat Israel sou verlos. Maar nou is dit vandag met dit alles die 3de dag vandat dit plaasgevind het. Maar sommige van die vroue uit ons het ons ook ontstel, nadat hulle vroeg by die graf was, en toe hulle sy liggaam nie kry nie, het hulle gekom en gesê dat hulle ook 'n gesig gesien het van engele wat sê dat hy lewe. En sommige van die wat saam met ons was, het na die graf gegaan en dit so gevind soos die vroue ook gesê het, maar hom het hulle nie gesien nie. En Jesus sê vir hulle, o onverstandiges, met harte wat traag is om te glo alles wat die profete gespreek het. Moes die Christus nie die dinge ly en in sy heerlikheid ingaan nie? En hy het begin van Moses en al die profete af en vir hulle uitgelê in al die skrifte die dinge wat op hom betrekking het. Daarop kom hulle na by die dorp Emmaus waarheen hulle op reis was, en Jesus het gemaak of hy verder wou gaan, maar hulle het by hom aangedring en gesê, bly by ons, want dit is amper aand en die dag het gedaal, en hy het ingegaan om by hulle te bly. En toe hy met hulle aan tafel was, neem hy die brood en dank en breek dit en gee dit aan hulle. Toe is hulle oë geopen, en hulle het hom herken, en hy het uit hulle gesig verdwyn. Vers 32 sê, en hulle sê vir mekaar, was ons hart nie brandend in ons, toe hy met ons op die pad gepraat, en vir ons die skrifte uitgeleid nie. Toe staan hulle in dieselfde uur op, en gaan na Jerusalem terug, en vind die 11, en die wat saam met hulle by mekaar was, wat sê, die Here het waarlik opgestaan, en het aan Simon verskyn.
En toe vertel hulle wat op die pad gebeur het, en hoe hy aan hulle bekend geword het, by die breking van die brood, tot sover die woord van die Here. Vriende, ek wil graag ook vandag met die deel in my tekst, 2 tekste van oordenking, wat ek wil graag weer wil voorhou, is die gedagte rondom vers 15, wat sê, en terwyl hulle praat en met mekaar ondervra, kom Jesus self nader en loop met hulle saam. Nou hierdie hele gebeurtenis is na die kruisiging van Jesus en sy sterwe, en dan op hierdie Sondag toe hy opgestaan het Lukas beskryf dat daar was net meer as een vrou wat aan die graf toe gegaan het, vroeg die oggend terwyl het nog donker was. En Johannes beskryf, en hy sê, dis net Maria Magdalena, wat daar vroeg by die graf opgedaag het, toe dit nog donker was. Maar Lukas beskryf dit, hy sê, die vroue wat aan die graf gegaan het, was Maria Magdalena, Johanna, Maria, die moeder van Jakobus, en die ander vroue saam met hulle, wat gekom het met hierdie storie, dat hulle was by die graf, om Jesus se liggaam te balsem, en toe hulle daar kom, was die grafsteen weggerol, en 'n engel verskyn aan hulle, en die engel sê vir hulle, maar Jesus lewe het opgestaan, en hulle bring hierdie boodskap terug vir die disippels, vir Kleopas, en hierdie ander disippels saam met die ander, en die Bybel beskryf dit vir ons, is dat Johannes en Petrus het hastig na die graf gegaan, toe hierdie vroue met hierdie boodskap kom. En hierdie vroue, en die Bybel sê, is dat Johannes en Petrus het dit presies gevind, soos wat hierdie vrouens dit beskryf het. En dan sê die Bybel vir ons, die disippels het hierdie beskrywing van die vroue as onsinnige praatjies basis geneem. Nou ek wil graag praat oor hierdie 2 manne op pad na Emmaus toe. En vriende, as ons net so 'n paar oomblikke kan stilstaan, die een se naam is Kleopas, die ander ene het nie 'n naam gehad nie, maar hulle was volgelinge van Jesus. En as ons vanmôre en vandag net kan kyk na die toestand van hulle harte, en in watter toestand hulle self bevind, terwyl hulle op pad huis toe is, terwyl hulle op pad na Emmaus toe is. En ek dink, die eerste beskrywing is wanneer Jesus vir hulle vra, waarom lyk julle so bedroef? En die rede hoekom hulle bedroef was, is omdat hulle beste vriend, Jesus wie hulle gevolg het, was die dood weggeneem, die owerstes en die owerpriesters en owerstes het hom oorgelewer om gekruisig te word, so met ander woorde, iemand vir wie hulle gevolg het, iemand vir wie hulle gegee het, 'n geliefde is die dood weggeneem, 'n geliefde was gekruisig, wreed gekruisig, en hierdie manne was bedroef en hartseer. En dan die tweede beskrywing is dat hulle gee beskrywing, hulle sê, hierdie vrouens het hulle ook kom ontstel, deurdat die vrouens teruggekom het met 'n boodskap. Versie 22, maar sommige vroue uit ons het ons ook ontstel, nadat hulle vroeg by die graf was, en toe hulle nie sy liggaam kon kry nie, het hulle gekom met die boodskap om te sê dat hy lewe. Met ander woorde, hartseer en bedroef, en ook ontsteld oor die nuus dat Jesus lewe, stap hierdie 2 manne huis toe. Maar hulle was nie net hartseer, bedroef of ontsteld nie, maar die Bybel sê vers 21, hulle sê vir Jesus, ons het so gehoop dat dit hierdie man, Jesus sou wees, wat Israel sou verlos, maar nou is dit die 3de dag en is nog steeds Hy lewe en hy is nog steeds dood. Met ander woorde, die toestand van hierdie manne se harte, hulle was nie net in 'n put van bedroefdheid nie, hulle was nie net ontsteld kwaad nie, hulle was nie net wanhoopig nie, want hulle die hoop gehad dat Jesus Israel sou verlos, maar nou is dit 3 dae en hy is nog steeds dood. En miskien kan u self
vereenselwig met hierdie toestand waarin hierdie manne hulle bevind, hulle is kwaad vir die stories wat die vrouens vir hulle gebring het. Want as iemand vir jou nuus bring oor jou vriend wat jy Saterdag of die Vrydag begrawe het en ewe skielik vir jou sê hy lewe, terwyl jy nog treur, terwyl jy nog hartseer is, terwyl jy nog bedroef is, dan sal jy self ook bedroef wees. En in hierdie toestand waarin hulle self bevind, in hierdie omstandighede van hartseer, van wanhoop, van ontsteltenis, sê die Bybel 'n kosbare ding. Jesus self kom nader en loop saam met hulle. In hulle toestand, in hulle omstandighede van hartseer, in hulle toestand van wanhoop, dan kom Jesus self nader en hy loop saam met hulle. En vriende, dit het my so getref dat die Bybel sê vir ons in Psalm 91 dat God gee sy engele bevel aangaande jou en my om ons te bewaar en te beskerm, maar by hierdie geleentheid kom Jesus self nader en loop saam met hulle. Hy het hulle hart geken, dat hulle bedroefd en hartseer was. Hy het hulle hart en hulle toestand geken, dat hulle wanhoopig was, geen hoop meer gehad het, dat die toekoms vir hulle onseker was. Maar hy self kom nader en hy stap saam met hulle. En vriende, terwyl hy saam met hulle stap, sê die woord, is dat hulle oë is weerhou om hom nie te herken nie. Ook vandag is daar iemand dalk, daar in jou toestand, in jou omstandighede, wat het ook al mag sê, jy voel dat jy bid en dit is asof die Here nie jou gebed verhoor nie. Jy gaan kerk toe, jy kom leeg terug, jy bid, en het voel asof jou gebed teen die dag gaan en jy vra vir jouself dalk, ook vandag al, waar is die Here in my omstandighede, in my droefheid, in my hartseer, waar is die Here? Het hy van my vergeet? Dan wil die woord vandag na jou toe kom, dat ons Jesus self ken die omstandighede. En die Bybel sê, hy self stap nader. Hy self kom nader en loop saam met jou. En hy is daar van die begin af. Wat vir my kosbaar was, hy kon engele gestuur het om saam met Kleopas en die ander disipel te stap, maar nee, Jesus self kom nader. En die kosbaarste van alles is, vriende, wanneer Jesus self nader kom en met jou en my saam loop, dan verander ons gemoedstoestand. In vers 32 sê hulle herken nadat hulle oë oop gegaan het, en Jesus herken het, en hy uit hulle gesig verdwyn het, dan sê die twee manne vir mekaar, was ons hart dan nie brandend in ons, toe hy met ons op die pad gepraat, en met ons geloop het nie. Hulle toestand het verander, die oomblik toe Jesus self nader kom en saam met hulle loop. Hulle wanhoop het in hoop verander, hulle hartseer het in blydskap verander. Hoekom? Omdat wanneer Jesus, as hy in omstandighede instap, kan dit nie dieselfde bly nie. En ook vandag wil die Here vir iemand sê wat dalk hartseer is, jy's gebroken, jy's verbitterd teenoor dalk iets wat gebeur het, die trauma in jou lewe, dalk het jy jou man of 'n geliefde verloor, en jy dink die Here is ver van jou af, dan kom God vandag tot jou en my en hy sê, hy self het sy seun gegee, sy seun self kom nader en loop saam met jou en my, en om jou toestand te laat verander. Sê jy dalk vanoggend, maar ek kan hom nie sien in my omstandighede nie. Jy sien hierdie twee manne se oë was weerhou om nie vir Jesus te kon herken nie, en terwyl hy vir hulle vra, waarom loop en gesels julle, wat is dit waarmee julle met mekaar wissel, en hulle vra vir hom, is jy al vreemdeling? Jy sien vir my die kosbaarste is, baie keer herken ons nie, en ons sien nie dat die Here is naby, dat hy al van die begin af saam met ons in hierdie omstandighede is nie. Hy het ons nog nooit begewe, nog nooit verlaat nie. En vriende,
Baie keer met jou en my, ons kyk na ons omstandighede, ons is meer gefokus op die omstandighede as op Jesus wat saam met ons loop. Miskien is jou oë ook weerhou om nie te kon sien dat hy was van die begin af daar nie. En baie keer wanneer 'n mens oor 'n maand of 2 deur hierdie trauma gegaan het, deur hierdie hartseer of deur hierdie wanhoopige toestand en jy kom ander kant uit en jy kyk so 'n bietjie terug oor jou lewenspad, dan kom jy agter maar die Here was al die tyd daar. En daarom het die profeet vir ons gesê, al gaan ons deur die water, hy is saam met ons. Al sou jy deur die vuur gaan, vriende, die vlam sal jou nie brand, die vuur jou nie skroei nie, want die Here self gaan saam met jou en my. Die tweede gedagte wat my so bemoedig het, die Bybel sê in vers 29, dat terwyl Jesus maak, hulle kom by hulle tuisdorp Emmos, dit is so 13 kilometer uit Jerusalem, en dan maak Jesus asof hy wil verbygaan. En die Bybel sê, hulle dring by hom aan, omdat hulle weet wat hulle beleef het, wat hulle ervaar het op pad na hulle huis toe hy met hulle gepraat het, toe hy die skrifte vir hulle oopgemaak het, en van Moses en die profete vir hulle verduidelik het, wat alles aangaande die Christus moes gebeur, en hulle harte brandend was, wou hulle nie die geleentheid laat verbygaan, en hulle dring by hom aan, hulle sê, bly by ons. En vriende, wanneer jy iemand nooi om by jou te bly, word die persoon 'n gas. En wanneer jy vir my nooi om by jou tuis te gaan, dan vriende, dan word ek nie 'n eienaar van jou woning nie, ek word 'n eregas. Die oomblik toe hulle vir Jesus sê, bly by ons, dis amper al aand en die dag het gedaal, het hy ingegaan, sê die woord, en saam met hulle gebly. Ag vriende, dit laat my sommer net dink, jy en ek het 'n keuse om hom in te nooi, maar jy en ek het ook 'n keuse om vir hom te sê, ons laat u toe om saam met my te stap. Hulle het nie net toegelaat dat Jesus saam met hulle loop nie, maar hulle nooi vir hom in. Hy word die eregas in hulle se woning. Hy kom tuis, hy kry die voorreg om die brood te neem, te dank en te breek. En vriende, terwyl hulle hom innooi, net soos met jou en my, wanneer jy iemand nooi, dan sit jy die beste voor. Ek dink sommer net aan die vrouens, hulle gaan uit hulle pad uit. Jy gee en bedien nie 'n persoon wat vir jou kom kuier in dieselfde bord en panne en wat ook al, koppies wat jy deur die week gebruik. Die vrouens gaan uit hulle pad uit. Hulle maak dit netjies aangenaam vir die gas, en Jesus vra die 2 manne, bly by ons, word die eregas, kom in my huis. En vriende, toe hy inkom en by hulle kom bly, sê die woord, het die atmosfeer in die huis het verander. En as jy wil graag hê die atmosfeer in jou huis, daar die swartgalligheid, daar die negativiteit, daar die trauma, dalk is daar versigtinge oor jou huis, as jy wil graag hê, dit moet pad gee, dan moet jy vanmôre of vandag by Jesus aandring en vir hom sê, bly by ons, kom tuis by ons, word die eregas, sodat ons u kan bedien, neem selfs die sitplek aan die hoof van die tafel in, sodat u self met ons kan deel. Die woord sê die atmosfeer in hulle huis het verander toe Jesus inkom, want hulle oë het oopgegaan. En wanneer jy Jesus innooi in jou lewe en in jou hart en in jou huishouding, mama of papa, maak nie saak wat 'n probleem jy beleef of ervaar met 'n seun wat dalk aan dwelms verslaaf is nie. Dalk is daar verhoudinge probleme, maar wanneer ons by Jesus aandring, bly by my, is dit die beste keuse. Hierdie keuses is jou en myne. Jy kan vanmôre of vandag sê, kom loop saam met my, kom bly by my, want dit is 'n keuse van jou eie. Om Jesus toe te laat om met saam met jou te loop, is jou keuse. Baie keer wil ons nie hê mense wat onder die invloed is van drank moet saam met ons loop daar in die klein dorpies nie. Want vir hulle, ons neem hulle as vervelig. Hulle wil net so, nee, hulle praat nou veel. Hulle kan nie saam met jou stap nie. Jy het 'n keuse.
Jy het 'n keuse om saam met Jesus te loop die hele pad, om toe te laat dat hy nader kom en saam met jou loop en met hom geassosieer te wil wees. Met ander woorde, jou vriende kring sal sien dat jy behoort aan Jesus. Jou gemeenskap, jou gesin sal agterkom, maar die persoon wat saam met jou stap, het nie net jou gemoed verander nie, maar jou hart verander ook. En vriende, wanneer mense hier sien, jy stap kerk toe, jy loop met jou Bybel, en dan gaan mense sê, maar is jy nie ook 'n kind van die Here nie? Waarom wil jy dan nou sit in die kring van die spotters? Daarom die keuse is jou en myne, om hom toe te laat om saam met my te loop. Die keuse is jou en myne, om vir hom te sê, bly by my, bly by ons, kom in, kom as die Here gas. Daar's 'n ou Sionslied wat ons altyd gesing het, wat sê, bly by my Heer, terwyl die nag se skadu's daal. Laat nog die lig my donker pad bestraal. Hier's nêrens hoop en niemand staan by my, hulp van die hulpelose, bly by my. En vriende, miskien moet jy vandag 'n keuse maak om Jesus toe te laat, om saam met jou te loop as jy 'n brandende hart wil bekom. Maar wanneer jy 'n brandende hart het, vriende, kinders van die Here, dan wil ek vir jou vra, moenie van die kern van die brandende vuur wegbeweeg nie. Want soos wat 'n mens hout uit 'n vuur uit verwyder, brandende stuk hout uit verwyder en jy plaas hom een kant, gaan jy doodgaan, jy gaan smoor en nie eers aan die brand bly nie, maar bly by die kern as jy 'n brandende hart het. En ten laaste, as jou hart brandend is, en jy het toegelaat dat Jezus nader kom en saam met jou loop, en jy het enig by hom aangedring om by jou tuis te gaan, jou oor oopgegaan, dan is het my gebed, mag jy en ek, met ons brandende harte, ook andere aan die brand steek. Mag jy en ek aansteeklik wees. Mag ons vuur andere ook, soos 'n veldbrand aan die brand steek vir die Here. My gebed is dat God vir ons sal gee 'n brandende hart, maar dat ons dit self sal kom beleef en ervaar, wanneer ons toelaat dat Jezus nader kom en saam met ons loop. Wanneer ons aandring dat hy by ons sal bly, by ons sal thuis kom en die eregas word in jou lewe. Sluit vriendskap met Jezus en doen het vandag. Amen. Dankie Here vir hierdie woord. Seën dit in elkeen se hart. U ken elke toehoorder ook vandag. U weet hulle wat nie wil hê u moet saamloop nie. Ons wil bid, gee hulle hart en Here 'n gemoedsrus om te sê, kom nader, loop saam met my. En wanneer jy saam met hulle hierdie pad, hierdie trauma, hierdie hartseer pad loop, dat hulle ook nie sal vergeet om vir u by u aan te dring om te sê, bly by my Heer, sodat u vir ons kan gee 'n brandende hart vir die Here, vol van liefde, in Jesus naam. Amen.